So, ons begin vandag sommer so met die intrapslag in die nuwe jaar. Begin ons met 'n nuwe reeks wat gaan oor die wil van God. En ek dink daar is baie van julle en net soos ek wat vra, wat is God se wil vir my hierdie jaar? Wat is dit wat God wil hê ek moet doen? Maar dit is nie net 'n vraag wat ons baie keer in die begin van 'n nuwe jaar vra nie. Want wie van julle het nuwejaarsvoornemens gemaak? Niemand. Ek wil net vir jou sê dat nuwejaarsvoornemens eindig gewoonlik so hier by die 14de Februarie. Okay. Dit hou net vir so rukkie. Maar ons het intensies wat ons wil doen, né? Goed wat ons wil bereik hierdie jaar. En baie keer dan vra mense, jy weet, wat is God se wil vir my lewe? Wat wil die Here hê, wat moet ek doen in hierdie jaar of in die volgende 5 jaar of 10 jaar wat voorlê? Wat is dit wat God wil hê ek in my lewe moet doen? So die vraag dit klink baie keer iets soos wil God hê dat ek moet van werk verander? Wil die Here hê dat ek moet gaan studeer? En as ek moet gaan, waar moet ek gaan? Of wil die Here hê dat ek met hierdie persoon moet trou? Hy of sy is daarom nou nie te bad nie, né? Weet, daar's daarom goeie eienskappe ook. Is dit wat God wil hê ons moet doen? Moet ons trek van een plek na 'n ander plek? En daar's 'n klomp goed wat jy in jou lewe het en wat jy ervaar en wat jy graag wil hê dat die Here net vir jou moet duidelik maak. So partykeer dan sal ons vir die Here vra, maar jy weet, praat net hoorbaar dat ek net kan weet wat ek moet doen. Of stuur 'n WhatsApp uit die hemel uit. Of kry iets wat in die hemel staan, né? As jy opkyk in die hemel vandag, as jy nou uitstap, dan staan God se wil daar. Dit is wat jy moet doen hierdie jaar. En baie keer, want wat ons ervaar is dat ons wil weet wat is God se wil vir ons, wat wil hy hê moet ons doen, maar ons is bang om 'n fout te maak. Ons is bang om die verkeerde besluit te neem. Ons is bang dat ons iets doen wat nie God se goedkeuring wegdra nie. Dat die Here miskien dalk vir jou 'n geel kaart gee of 'n rooi kaart. Dat jy iewers in 'n hoekie moet gaan sit, want jy het nou die verkeerde besluit geneem. En baie keer is dit ons gevoel dat ons is bang om iets te doen, want ons weet nie, is dit binne God se wil? Is dit wat hy wil hê ons moet doen? Is dit hoe hy wil hê ons lewens moet leef? En wat ek hoop dat julle sal ontdek in hierdie reeks wat ons gaan hê vir die volgende paar Sondae, is dat God se wil is baie meer persoonlik, dit is baie meer bevrydend, en dit is heeltemal anders as wat ons miskien dink hoe God se wil is vir elkeen van ons se lewe. Want wat ons moet verstaan is dat God se wil gaan eerstens daaroor, dat dit verhoudingsgebaseer is. Met ander woorde, dat ons in 'n verhouding met die Here moet wees om te ontdek wat sy wil is vir elkeen van ons. As ons God se wil verstaan, dit wat hy wil hê vir ons lewens, moet ons eerstens verstaan wat God se hart is. As jy verstaan hoe God se hart werk, dan sal jy 'n groot gedeelte verstaan van wat God wil hê in jou lewe. En dit haal soveel druk van ons af as ons verstaan wie God is en wat hy wil hê vir elkeen van ons se lewe. En daarom is die tema van vanoggend om te sê dat ontdek God se wil vir jou lewe. Kom ons bid saam. Here ons God, ons dank U Here dat ons hierdie jaar kan begin om te ontdek hoe U hart lyk en wat U wil is vir elkeen van ons se lewens. En dat ons ook kan vra, Here, dat U vir ons vanoggend ook hierdie boodskap sal oopbreek, dat ons dit sal verstaan, dat dit deel sal wees van ons lewe en dat dit ook verandering sal bring waar dit nodig is. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen. So wanneer ons praat oor die wil van die Here, dan is daar verskillende aspekte wat ons sien in die Bybel van hoe God se wil werk. Daar is verskillende aspekte van God se wil. En wanneer ons dit ontdek,
dan sien ons iets van wie God is, wat in sy hart leef, en wat hy wil hê vir elkeen van ons. So dit openbaar iets van wie God is. So vanoggend is meer 'n teaching as 'n preek. Okay. Want ons gaan kyk na daar's 4 verskillende aspekte van God se wil. En dat ons dit moet verstaan om te weet wie God is en waar ons inpas en wat hy wil hê vir elkeen van ons se lewens. So wanneer ons kyk na God se wil, dan is daar 4 verskillende aspekte. Die eerste aspek is, daar is God se soewereine wil. Met ander woorde, dit is goed wat die Here besluit en dit is wat sal gebeur. Die tweede ene is God se morele wil. Met ander woorde, hoe hy wil hê dat elkeen van ons moet leef. Die derde ene, en dit is 'n moeilike een, want dit gaan oor die toelatende wil van God. Met ander woorde, dat God sekere goed toelaat in ons lewens wat ons nie altyd verstaan nie en wat ook nie altyd vir ons lekker is. En dan die laaste ene, en dit is die een waarna almal uitsien, is die persoonlike wil. Met ander woorde, wat wil God van my hê? Wat wil die Here hê moet ek doen? Hoe moet ek in hierdie jaar leef waartoe ons gaan? So, ons ontdek die wil van God, maar ons leer ook wat is die hart van God. So wanneer ons begin by die eerste ene, dan gaan dit oor die soewereine wil van God. Nou wat beteken dit? Die soewereine wil van God sê, dit is God se onkeerbare, onveranderbare plan, wat alles beweeg in lyn met sy doel. Met ander woorde, dat daar 'n sekere goed wat God bepaal. En maak nie saak wat gebeur nie, dit sal gebeur. Maak nie saak of daar teenstand is en of iemand probeer om dit te stop nie, dit kan nie gestop word nie, want dit is God se soewereine wil. Dit is wat hy wil hê moet gebeur. Dit is sy meesterplan vir almal van ons, vir die hele wêreld. Dit is God se soewereine wil. As jy kyk na Jesaja 46 vers 10, dan sê hy, ek maak bekend wat gaan gebeur nog voor dit gebeur. Met ander woorde, dit is om te sê dat daar 'n sekere goed wat God bepaal, wat nooit sal verander nie. So ek sê dit vir jou nog voordat dit gaan gebeur. Wat ek besluit voer ek uit, wat ek wil, dit doen ek. Niemand kan dit keer nie. Dit is deel van die groter plan van God. En ons is deel van daardie plan. In Spreuke 19 vers 21 dan staan daar, 'n mens kan hoeveel planne maak, maar op die ou einde gebeur wat die Here besluit het. So daar is 'n sekere gedeelte van ons lewe wat God 'n soewereine plan het vir jou en my lewe. Deel van hierdie soewereine plan is dat God aan die begin het hy besluit om die hemel en die aarde te maak. Deel daarvan was dat hy die mens gemaak het, en nadat hy die mens gemaak het, het hy gesê dit is baie goed, en hy het asem in die mens ingeblaas, sodat ons iets van God in ons lewens het. Dit was die soewereine plan van God. Die mens het intussen tyd besluit om 'n ander roete te volg, en as gevolg van die sonde wat die wêreld ingebring het, het God 'n plan gemaak, en daardie plan se naam is Jesus Christus, dat sy seun mens sou word, sy lewe vir ons sal gee, die onskuldige vir die skuldiges, dat deel van sy soewereine plan is dat hy op die 3de dag opgewek is, dat hy sit aan die regterhand van God. Maak nie saak wat die magte probeer het nie, maak nie saak wat die vyand probeer het nie, dit is deel van die soewereine plan van God, en eendag sal die laaste trompet blaas, en sal die mense wat gesterf het in Christus opgewek word en by hom wees, en dat ons deel van die koninkryk van God sal wees, en dat elke knie sal buig, en dat elke tong sal erken, dat Jesus Christus die Here is. Dit is die soewereine plan van God. Dit maak nie saak wat gebeur nie, niks kan dit verander nie. Niks kan dit keer nie. Dit is wat gaan gebeur.
Geen slegte besluit, geen pynvolle situasie, niks wat in jou lewe gebeur, kan die soewereine wil van God vir jou lewe verander nie. Want wat jy moet verstaan is dat God kan nooit onkant gevang word nie. Maak nie saak wat in jou lewe gebeur nie. Daar's nooit 'n oomblik wat God kan sê, maar dis 'n surprise. Of, jy weet, soos baie mense sê, I am shocked. Nee? God word nie onkant gevang met goed wat in ons lewe gebeur nie, want God is in beheer van alles. Dit is deel van sy soewereine plan. Hy is altyd goed, hy is altyd met ons, hy is altyd vir ons. Dis deel van sy plan vir ons lewens. Maak nie saak wat ons geestelike vyand probeer nie, maak nie saak hoe hy dit probeer keer nie, maak nie saak hoe hy probeer om dit te verander nie, hy kan niks daaraan doen nie, want dit is die soewereine wil van God. Dit kan nie verander nie. Dit bly vas, want dit is wat God bepaal het. So dit is die eerste een, dit gaan oor die soewereine wil van God. Die tweede ene gaan oor die morele wil van God. Die morele wil van God dit is tydlose waarhede wat ons lees in die Bybel oor hoe ons moet leef. Contrary to popular belief, as God iets gesê het in sy woord, kan ons dit nie verander nie. As God vir ons sê, daar is 'n sekere manier hoe jy leef, daar is sekere goed wat jy mag doen en daar is sekere goed wat jy nie mag doen nie. Hierdie morele wil van God word nie verander deur mense se gevoelens nie. Dit buig nie die knie voor dit wat populêr is nie. Dit word nie verander omdat ons nie daarvan hou nie. So as jy nou in die restaurant is, nê, dan gaan jy so deur die staters, nê. Daar op daai staterlys is daar escargots. Weet julle wat dit is? Afrikaners slakke, nê. So wie order die slakke? Met extra garlic en kaas. Of daar's chicken livers. Of 'n meer veilige opsie is dalk 'n chicken wing of 2. Die morele wil van God is nie soos 'n spyskaart waar ons kan besluit waarvan ons hou of waarvan ons nie hou. Wanneer God iets sê in sy woord, wanneer hy vir ons sê dat 'n huwelik is tussen een man en een vrou. Een man en een vrou. Ek weet nie hoe kan ouens kan sien vir 2 vrouens nie. It's beyond me, né? Of met 2 mans for that matter, né? Ons pik altyd op die dames. Daar's sekere goed wat God sê wat vas staan. Daar is sekere morele waardes wat hy het. En ongeag hoe mense voel of wat mense dink hulle waarheid is of hoe hulle lewe kan lei, jy kan dit nie verander nie, want dit is die morele wil van God. Dit is wat God wil hê. So wat is God se morele wil vir jou lewe? 1 Tessalonisense 4:3 sê, dit is die wil van God, dat julle heilig moet lewe. Dat jy afgesonder moet wees, dat jy eenkant moet wees, dat jy anders moet wees. As jy praat soos die wêreld praat, as jy jou geld spandeer soos wat die wêreld hulle geld spandeer, as jy dieselfde vermaaklik vind, die boeke wat jy lees, die TV-programme wat jy kyk, dit waarna jy luister, as jy dieselfde goed volg as die wêreld volg, as jy alles doen dieselfde manier as die wêreld, dan is jy nie binne die wil van God nie. Want God se wil is anders. Hy wil hê dat ons anders moet lewe. Dis ongelukkig die harde realiteit. Wat ons vir ons elkeen moet sê, is dat as ek leef soos die wêreld leef, as ek spandeer soos die wêreld spandeer, as ek vermaaklikheid kry wat die wêreld dit kry, dan is ek nie veel anders nie. En die vraag is dan, is ons dan regtig waar binne die wil van God? Want hier is die spanning wat ons ervaar. Ons wil doen wat God wil hê ons moet doen, maar ons wil ook leef soos wat ons wil leef.
So ons wil hoor wat God se wil is vir ons, maar ons wil doen dit wat vir ons lekker is. Ons wil die regte persoon trou eendag, maar ons date soos die wêreld. Ons wil 'n goeie besigheidspersoon wees, maar ons onderhandel soos die wêreld. Ons soek die vrug van God se seëning, maar ons is baie keer nie bereid om die prys te betaal nie, om gehoorsaam te wees aan dit wat God vir ons sê nie. Jy kan nie in God se wil wandel as jy ongehoorsaam is aan sy woord nie. So wat sê sy woord vir jou? Wat sê sy woord vir jou oor verhoudings, oor liefde vir jou naaste, oor al hierdie goeders? Wat sê die woord van God vir jou? En jy kan nie kies wat jy wil hê en wat jy nie wil hê nie. Jy moet dit vat soos wat dit kom. Jy moet bereid wees om gehoorsaam te wees daaraan. En wat sê God vir ons? Wat is die goed wat hy vir ons sê wat ons moet doen? Hy sê vir ons dat ons naaste moet lief hê soos onsself. Hy sê vir jou dat jy jou moeilike familielede moet lief hê. En almal het moeilike familielede en as jy nie kan dink wie dit is nie, wel almal het. Okay? So, dink bietjie daaroor. God sê vir ons dat ons rein moet lewe. God sê vir ons dat ons moet gee vir ander mense. God sê vir ons dat ons liefde moet toon teenoor die wat ons haat. God sê vir ons dat ons moet vergewe. Of hulle dit aanvaar of nie, God sê vir ons moet vergewe. God sê ons moet gee, al waardeer mense dit nie. Dit is die goed wat God vir ons sê in sy woord. Dis wat hy vir ons openbaar. Dis sy morele wil. Dit is hoe hy wil hê elkeen van ons moet lewe. God sê vir jou daar sekere goed wat jy moet doen. En God se wil is nie altyd maklik nie. Maar dit is altyd die moeite werd. Dit is altyd die moeite werd om te doen dit wat die Here vir ons sê. So ons het God se soewereine wil, ons het sy morele wil, en dan het ons God se toelatende wil. En hierdie is nie altyd 'n maklike een nie. Dit is die vryheid wat God ons gee om keuses te maak, selfs al is dit nie perfek of reg nie. So tot 'n sekere mate het God vir ons vrye wil gegee. So hy het 'n soewereine wil van wat moet gebeur, maar hy is nie iemand wat jou dwing om goed te doen nie. So jy het 'n keuse. Jy kan kies in 'n situasie om God lief te hê of eerder jou eie hart te volg. Hy dwing jou nie om hom lief te hê nie. Hy gee vir jou 'n keuse in 'n situasie om gehoorsaam te wees aan sy woord of ongehoorsaam te wees. Hy gee vir jou daai keuse. In 1 Korintiërs 10 vers 23 dan sê Paulus, julle sê alles is geoorloof, ja, maar nie alles is tot voordeel nie. So, as ek nou besluit, van vandag af, elke ete van die dag, oggend, middag en aand gaan ek vlaakoek eet. Dink jy is 'n goeie idee? God sal sê, daar's party mense wat sê, ja, dit is 'n goeie idee. God sal sê, dis dalk 'n besluit wat jy kan neem, maar dis nie 'n goeie plan nie. Leef eerder bietjie meer gesond. So ons kan kies wat ons wil doen. God gee ons die vryheid om te kan kies. Om te kan kies om lief te hê en om hom te dien in 'n spesifieke situasie, of om te doen dit wat ek graag sou wil hê om te doen. En partykeer neem ons verkeerde besluite. Partykeer is die pyn in ons lewens ons eie stupid foute. Partykeer is die pyn in ons lewens iemand anders se keuses wat hulle doen en dit het 'n impak op my en jou lewe.
Maar niks is buite die beheer van God nie. God kan alles verander. In Genesis hoofstuk 37, dan lees ons van Josef, en ons lees dat Josef se broers het gedink dis 'n goeie idee om hom in 'n put te gooi. Iets waarmee die Here waarskynlik nie saamgestem het nie. Toe gaan hulle verder te sê hulle maar ons gaan hom verkoop. En dan gaan ons vir ons pa sê dat die wilde diere hom geëet het. So hulle gaan nog jok ook. Nie binne God se wil nie wat hy wil hê nie, maar wat hy toelaat. En dan kom Josef in Egipte en dan is daar 'n vrou wat hom valslik beskuldig en dan land hy in die tronk. Nie wat God wil hê moes gebeur het nie, maar God laat dit toe. En dan word hy tweede in bevel van die hele Egipte. En dan kom sy broers by hom en dan sien hulle hom en dan sê hulle hy gaan kwaad wees en hy gaan ons wil doodmaak. En dan sê Josef vir hulle die volgende woorde. Hy sê vir hulle wat julle bedoel het vir skade, het God gebruik vir goed. So daar's baie keer goed in ons lewe wat ons nie verstaan nie, wat ons nie kan verklaar nie. Wat vir ons moeilik is om te aanvaar. Nie wat God wil hê nie, maar hy laat dit toe. Dis die toelatende wil van God. Daar is sekere goed in ons lewe wat gebeur wat ons net vir die Here vra, maar hoekom gebeur hierdie dinge en wat is die doel daarmee? God laat dit toe in ons lewe en hy gebruik dit vir ons voordeel. God laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet en die wat geroep is volgens sy wil. Dis die toelatende wil van God en dit is baie keer moeilik om te verstaan en moeilik om te aanvaar dat daar slegte goed in ons lewe gebeur, maar God bly in beheer van alles. En die laaste een gaan oor die persoonlike wil van God. Dit is God se unieke en spesifieke roeping op jou en my lewe. Dit is wat God wil hê ons moet wees. Want wat jy mooi moet verstaan is dat die oomblik toe God jou gekies het, nog voordat jy gebore is, die oomblik toe Jesus gesterf het en vir jou sondes betaal het, is jy nie net gered van iets nie, maar jy is ook gered vir iets. Dat daar iets in jou lewe is wat God wil hê jy moet doen. Efesiërs 2 vers 10 sê vir ons, want ons is God se handewerk. Die Engels sê masterpiece. Jy is uniek geskape, soos wat God wil hê jy moet wees. Hy het ons in ons eenheidsband met Christus Jesus so gemaak, dat ons die goeie werke wat hy vir ons bestem het, kan uitlewe. Nog voordat jy gebore is, het God jou gekies. Jy is uniek geskape soos wat hy jou wil hê. En meer as dit, hy het jou geroep vir iets in hierdie wêreld. Om mense te kan lief hê. 'n missie om te vervul. Lewens om te verander. God het 'n goeie werk vir jou voorberei. Miskien is dit dat God vir jou sê dat jy iemand moet bel om net om te hoor hoe gaan dit. Dat jy dalk vir iemand moet nooi om vir 'n ete te betaal. Wat se goeie werk is? Onthou, ons word nie gered as gevolg van goeie werke nie. Dit is totaal onbybels. Ons word gered vir goeie werke. Sodat mense kan sien deur dit wat ons doen, dat ons kinders van God is. Dat ons goeie werke, soos wat Jakobus sê vir ons goeie werke sê vir die wêreld dat ons kinders van God is. Dat ons geloof eg is en dat ons geloof waar is. God het jou gekies om op hierdie stadium van jou lewe op hierdie plek te wees, op daardie plek waar jy werk, waar jy skool gaan, want daar is iets wat God wil hê jy moet doen. Ons is nie net gered van sonde nie, maar ons is gered vir iets groter as onsself.
En hoe hoor ons dit? Psalm 32 vers 8 sê vir dan sê die Here, hy sê ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg, ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. Ek wil jou onderrig en jou die pad leer, want Jesus is die goeie herder, hy is die een wat ons roep, ons luister na sy stem, ons volg hom. Die Heilige Gees is in ons lewe en hy wys vir ons waartoe ons moet gaan. Hy is die voorspraak, hy gee vir ons raad oor hoe ons lewe moet hê. Dit is wat die Here vir jou sê. Hy sê hy sal jou onderrig, hy sal vir jou die pad wys. Hy sal sy oog oor jou hou. Dat ons sal verstaan wie God is. Om die wil van God te verstaan, moet ons die hart van God verstaan. Dat hy jou sal leer wat jy moet doen, dat hy sy oog oor jou sal hou. En ons het nou baie gepraat oor al hierdie goeders, maar hoe werk dit in ons lewe? Want baie keer wanneer ons vra na die wil van God, dan oorkompliseer ons die wil van God en ons onderskat die goedheid van God. Kom ek verduidelik dit so. Dit is nou 'n verskriklike ingewikkelde sin. Nee? Deur die soewereine wil van God is ek op 26 Desember 1971 gebore in Bethlehem in die Vrystaat. Dit was God se plan. Dit is waar dit begin het. En soos wat ek groter geword het, het ek ontdek wie Jesus Christus is. Het ek altyd geleef binne die morele wil van God? Nie noodwendig. Want ek het gekyk op die menu wat lekker is. Daar's 'n besondere vers in die Bybel wat sê, beproef alles en behou die goeie. En ons hou daarvan om alles te beproef, maar ons hou nie altyd van die goeie nie. Maar dit was die wil van God. En hy het toegelaat dat ek sekere besluite neem in my lewe, wat waarskynlik nie altyd die beste en die regte besluite was nie. Maar selfs dit, daardeur het hy my geleer om te vergewe, om mense te kan vryspreek, om te verstaan wat dit beteken om mense te vergewe vir dit wat hulle aan jou gedoen het, sodat ek dit met ander mense kan deel. Dit is goed wat ek nie verstaan het in my lewe nie. Ek kan nie verstaan hoe die Here dit toelaat nie. Maar as ek terugkyk daarna, dan kan ek sien wat is die impak daarvan op my lewe. En dat God my toegerus het vir 'n spesifieke taak. En ek het nou maar so hier en daar gepreek, want ek was regtig waar te goddeloos om 'n dominee te wees toe ek 26 is. Okay. Ek sê die Here, ek staan net bietjie daar, en op 'n stadium toe kom dit op my pad, dat ek moet preek in 'n gemeente daar by Weppener, en God stuur iemand oor my pad, oom Eugemus. Hy sê, kyk, hy het ge-chain smoke, nee. So, hy laat sommer die een sigaret met die ander een. Nee. Dan praat hy so en dan sê hy vir my, ja maar, wil ek nou nie maar permanent of, nee, kom ek stel dit so. Net totdat ons 'n dominee kry. Dan kom preek jy daar by ons. Ek vra toe, hoe lank gaan dit vat? Hy sê nie, dit so 'n jaar. Okay, no problem. 10 jaar later, toe is ek daar weg. En toe neem ek die besluit om welkom toe te kom. Deel van die plan van God, die groter plan van God. En ek het gedink, jy weet, daar's 'n nice gemeente daar in Welkom, ek sal graag daar wil preek eendag. En toe bel iemand anders my van die gemeente. En sê presies dieselfde woorde vir my. Net totdat ons 'n ander predikant het. Sê ek maar, ek het hierdie ding al van tevore gehoor, weet hoe dit werk. Maar God rus jou toe vir 'n spesifieke taak op 'n spesifieke tyd. En God het ons gebring na hierdie gemeente toe, om vir ons 'n geleentheid te gee, om ander mense te kan bedien met die woord.
En ons het besluite geneem, wat ek nie altyd geweet het, is dit die regte besluit nie. Want ek vra vir die Here, moet ons welkom toe gaan, ja of nee? En hy het gelukkig hoorbaar met my gepraat en gesê ja. As dit maar net die waarheid was. Daar was niks in die hemel geskryf nie. Daar was geen 3 uur van die oggend sê, ja, dis die regte besluit nie, niks. Maar ons het die besluit geneem. Want God laat ons toe om besluite te neem. Of dit reg is, of verkeerd is, of dit die beste is, of dit nie die beste is nie, dit weet ons nie altyd nie. Maar God gee vir ons 'n geleentheid om te kan kies. En ons oorkompliseer God se wil om te sê, maar moet ek nou dit, wat se sokkies moet ek nou dra vanoggend, al daai goed is ons wil alles weet, maar ons onderskat die goedheid van God. Dat wanneer ons terugkyk op ons lewe, dan sien ons, daar het God iets gedoen. Daar het hy iets gedoen. Daar het hy ons geleentheid gegee. Daar het hy 'n verskil gemaak. Daar het hy iemand gebruik in my lewe om iets anders te kan doen. Ons soek na die wil van God. En baie keer mis ons God se hart van dit wat hy wil hê vir ons lewe. So wat gaan ons doen? As jy God se wil soek, wat gaan jy doen? Ons as kinders van God, ons vertrou op die soewereine wil van God, dat hy iets beplan het vir ons en dat daar niks is wat dit kan verander nie. Ons gehoorsaam God se morele wil. Ons doen wat God vir ons sê. As ons 'n fout maak, vra ons om verskoning, ons vra vergifnis, ons aanvaar dat dit wat Christus vir ons gedoen het, genoeg is. So ons gehoorsaam God se morele wil. Ons aanvaar God se toelatende wil om te sê, daar's goed wat in ons lewe gaan gebeur, wat ons nie gaan verstaan nie, wat ons nie weet hoekom dit gebeur nie, maar ons weet dat God het 'n groter plan. En ons wandel in God se persoonlike wil. Ons leef tot eer van sy naam. Ons gebruik elke situasie om iemand van Christus te vertel. Ons luister na die woord van God. Ons soek na God se hart. En wanneer ons God se hart ken, dan ken ons ook God se wil vir ons lewens. Want hy sê vir ons, hy sal ons onderrig, hy sal ons die pad wys, hy sal vir ons leiding gee en hy sal sy oog oor ons hou. En dit is sy belofte vir elkeen van julle. As jy soek na God se wil, soek na sy hart. Verstaan dat hy soewerein is. Verstaan dat hy wil hê daar's 'n sekere manier hoe ons moet lewe. Verstaan daar's goed in jou lewe wat gaan gebeur wat jy geen beheer oor het nie. Maar verstaan ook dat daar 'n groter plan is met jou lewe, dat daar goeie werke vir jou voorberei is wat God wil hê jy moet doen. Here, ons dankie Here dat ons vandag ook kan weet dat al is daar baie onsekerheid in die wêreld, al is daar baie onsekerheid oor die jaar wat voorlê, is dat God het 'n soewereine plan met elkeen van ons se lewens. Help ons om binne die morele wil van U te leef, tot eer van U naam. Help ons Here om te aanvaar dit wat ons nie kan verander nie, en selfs dit wat ons nie verstaan nie. En help ons Here God om te weet dat U vir elkeen van ons 'n goeie werk voorberei het. En maak ons oë en ons ore oop om dit te kan raak sien. Om te kan dien in U koninkryk. Om 'n verskil te kan maak in mense se lewens, om te kan lief hê, om te kan vergewe, om te kan gee. Ek bid vir elkeen van hierdie gemeente ook Here en almal wat hierdie boodskap hoor vanoggend dat U ons harte sal voorberei vir die jaar wat voorlê en dat ons altyd op U sal staatmaak. Dat ons U altyd sal volg en U altyd sal gehoorsaam wees. Ek bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen.